Ons gesels vanmôre met Andrew van Zyl. Andrew van Zyl is 'n jong man wat besluit het hy gaan fietsry. Ja, maar nie sommer hier jy nie. Van Polokwane af al die pad tot in die Kaap en dit vir 'n goeie doel om bewusmaking vir kanker onder kinders spesifiek. Ons gaan 'n bietjie met hom gesels gou vanmôre, 'n bietjie hoor waar dit vandaan kom, waar hierdie inisiatief se wortels is. Goeiemôre Andrew. Waarom? Lekker om jou te gesels vanmôre. Hoor hierso, jy het nou laas jaar skoolklaar gemaak, nê? Nee, wel hierdie jaar. Hierdie jaar, ja, ek's nou niks offisieel nou klaar. Nou op. Nou maar Andrew, hoekom het jy nou besluit om so ver fiets te ry? Oom, so ek wou nog altyd iets avontuurlustigs doen net. Maar toe hierdie jaar, nou ons uiteksamen is een van ons standaard 6 by die skool, waarmee saam ek in die koshuis gebly het, is gediagnoseer met kanker. En toe het ek met my pa gesit en gepraat en toe het hy gesê, okay, maar hierdie is die ideale geleentheid om so iets te doen en dan geld in te samel en bewusmaking te skep vir kinders met kanker. Ja, en wie help jou? Wie ondersteun jou op hierdie, reis wat jy nou gaan aanpak? Ja, Tannie, daar is 'n ongelooflike hoeveelheid mense wat my ondersteun. Oorspronklik het ek gedink, ja, ek gaan dit net op my eie doen, ek gaan op my fiets klim en dan gaan ry. En bitter vinnig was al 'n hele paar mense wat gesê het, okay, maar nee, dis net nie reg nie. Ons wil jou graag help. Ons sien die doel en ons gaan dit help, so daar's mense wat my ondersteun in die vorm van verblyf, reg oor die hele land. Elke dorp waarby ek bly is daar mense wat aangebied het vir my om 'n plek daar te slaap, maaltye aan te bied. Daar's besighede, daar's individue wat saam met my ry party daar, so meer as 'n paar mense wat hom ondersteun reg deur die land. Ander ons het praat oor die feit dat jy vir ondersteuning ook fondse insamel. Hierdie fondse, waarvoor gaan dit vir 'n instansie? Wat was die plan daarmee? Ja, so natuurlik as mens so begin en mens sê okay, mens gaan 'n verskil maak, moet mens besluit okay, maar waartoe gaan die geld vir waarvoor maak mens 'n verskil? En kinders met kanker, daar's 'n organisasie met die naam Childhood Cancer Foundation of South Africa. As mens enige soos groot fietsry races of hardloop races doen, sal mens hulle sien en hulle het sulke koeipakkies aan. Sulke cowprints en hulle neem deel en hulle samel in vir CHOC, die Childhood Cancer Foundation of South Africa. En toe het ek besluit dit is die organisasie waarvoor ek dit wil doen. Daai mense regtig hulle die geld sal spandeer nog voor die geld by hulle uitkom. Hulle maak 'n groot verskil. So ek gaan ook baie van my daar ry in 'n koeipakkie. Jy sommer dat ek die CHOC ondersteun. Vir CHOC geld insamel. Maar nou wag 'n bietjie. Is daar 'n teiken of 'n ding wat jy wil bereik as met die fondsinsameling vir CHOC? Mik jy vir iets, kyk wat dit hou daar, dis nogal lekker as 'n mens 'n teiken net jy jouself kan dryf iewers heen, né? Ja, natuurlik. Toe ek begin het ek gesê, okay, maar my teiken gaan R20,000 wees. Ek gaan 'n verskil maak. Dit gaan nice wees. R20,000 is iets. En toe soos binne 'n dag, toe ek verby R20,000 toe ek gesê het ek gaan dit doen wat fantasties is. En toe ek van okay, maar 100 is dan 'n goeie teiken. En toe 100 is verby, toe ek 200 is 'n goeie teiken en toe 200 is verby. En dan later dan nou praat ek met mense om my en mense se hande is so oop om te of se harte is so oop om te gee, waar mense dink okay, maar realistiese teiken raak na R500,000, wat absoluut fantasties is. Ja. Nou, hoe het jy presies besluit op hierdie roete? So, hoeveel kilos gaan jy 'n dag moet ry om die roete te voltooi? Hoe lank gaan dit jou vat? Dan is so oorspronklik hoe ek die roete beplan het is my ma het gesê ek mag nie langs KwaZulu-Natal se kus verbyry nie. So dit was die beginpunt. So ek weet ek moes deur die middel van die land ry en toe weet ek oorspronklik die roete beplan om my pelle te sien in die land, want ek gedink ek gaan alleen wees. So ek het 'n pel wat 'n plaas het op Dullstroom en 'n plaas op Groblersdal en op Middelburg en so deur en toe later dan sê ek okay, hy is nie daar die vakansie en help het nie ek reis toe nie. So dan word die roete so 'n bietjie aangepas en dan is dit so okay, wat se dorpe is min of meer so 80 kilos uitmekaar uit, want dis omtrent waarvoor ek mik vir gemiddeld op 'n dag, 80 kilos. Natuurlik party daar 'n bietjie langer, party daar as hier verby die Drakensberge ry 'n bietjie korter. Ja. Ja, maar 80 kilos 'n dag is omtrent hoe ver ek ry en dan is die totale kilometers wat ek hoop om af te lê so naaste by 2500 of dalk net 'n klein bietjie meer. Liewe land, hoor jy jou maat gesê jy mag op sekere plekke nie ry nie. Sy het seker ook gesê jy mag nie ry sonder dat iemand saam met jou is nie. Want kyk, ek sal bekommerd raak as ek sy was. Ja, my ma was oorspronklik baie gekant daarteen want ek het vir gesê ek gaan dit alleen doen.
En nee, sy was behoorlik gekant teen en toe later dan stem sy in, okay, so dan kan net altyd iemand saam met my is. Soos 'n fietsryer. Maar soos wat dit nou gevorder het, lyk dit asof ek 'n kar agter my gaan hê vir die hele pad. So sy hoef glad nie meer bekommerd te wees nie. Dit is nou baie meer veilig as wat dit was. Wat is alles op jou fiets? Wat het jy by jou? So my oorspronklike plan was natuurlik om 'n tentjie saam te sleep en dan oor ons langs die pad te slaap. En ek het baie uitgesien daarna, maar aangesien daar so baie mense vir my verblyf aangebied het 'n plek om te slaap, lyk dit asof ek nie met die tentjie gaan saamvat nie, want dis daai ekstra kilogram wat mens nou maar moet saamsleep en dit raak lastig. So op my fiets het ek voor op my fiets 2 sakke, agter 2 sakke en dan voor 'n waterdigte sak tussen my hande vir natuurlik soos 'n powerbank of 'n foon. En dan vat ek so 'n paar stelle klere saam wat ek hoop ek ergens langs die pad so 'n bietjie kan was. 'n paar natuurlik soos spares, ekstra wiel, vir geval iets breek, mens wil nie hê so iets met mense se reiskoord knip nie. Maar ja, so eintlik so lig as moontlik wat mense probeer beweeg. Andrew, mense sit net hierna en luister en dink, "Jesus, ek kan ondersteun. Ek kan help." Waarheen kan mense gaan eerstens om te volg waar jy ry, om deel te word van die proses? Dalk wil iemand saam met jou trap vir 'n paar kilos. Is hulle welkom om dit te doen? Moet hulle eers met jou reël? Hoe werk dit? Is daar 'n Facebookblad? En tweedens, waar kan mense 'n bydrae maak? Ja, ek is 100% ingestel daarvan dat iemand saam met my ry. Hoef nie te reël nie, maar dit is natuurlik makliker want dan weet mens presies waar ek is. Ek is nie so goed met sosiale media nie. Ek is nie 'n groot sosiale media boffin en ek weet nie presies wat gaan aan nie, al hou ek baie van sosiale media. Maar ek het besef nou dat ek sosiale media goed gaan moet gebruik. So 'n goeie tagline, my bynaam op skool was Lampal. Dit is maar net wat my gegee is. So my hele trippie wat van die begin af net my kamermaat het gesê net noem dit Lamps on Wheels. So daar's 'n Instagram page, Lamps on Wheels. Die Facebook page is binne die volgende dag goed op die been. Lamps on Wheels. Lamps on Wheels. Ja. Soos lampal, net kort lamps en dan op wiele. Ja. En dan natuurlik in al daai sosiale media blaaie sal daar links wees na 'n Give and Gain page toe wat die heel maklikste is om geld mee te skenk. Andersins net om die storie te versprei en om oral dat mense net dat dit bewusmaking plaasvind, want dit is ook 'n groot doel van hierdie reis. Andrew, daar's so baie mense wat baie keer dink ek kan nie 'n verskil maak nie, ek alleen nie. En tog praat ons nou so lekker met jou vir die mense wat daar by die huis sit en dink, ag man, weet jy wat gaan ek doen? Ek kan nie verskil maak nie. Wat sal jy vir daai mense sê? Ja, ek het met my pa hierdie gesprek al goed gehad en hy het vir my gesê, okay, maar omtrent alle mense, almal wil 'n verskil maak. Mense soek net 'n fokuspunt. Hulle soek iets om te doen. So iemand moet vir hulle vra, hoorie, help my asseblief hier. En ek dink die beste manier om dit te doen is om mense hart oop te hou vir inspirasie. Want oral waar mense in die lewe kom, gaan mens daar gaan iemand kom oor mense pad wat hulp nodig het, of dit nou op 'n klein skaal is of op 'n groot skaal is, en elke liewe klein verskil wat jy kan maak, gaan tel. So die belangrikste is om beraad te wees daarop en om mense hart oop te hou vir die geleentheid en dan dit met vol oop hande aan te gryp en dit volstoom te jaag. Andrew, sê vir my, wanneer gaan jy ry? Is dit jy datums wat jy uitgesit het? Ja, ek het datums wat ek uitgesit het. Ek wil begin op die 16de Desember. So dis volgende week Dinsdag. Ja, uit Polokwane uit, ja? Uit Polokwane uit. Ek wou oorspronklik net van my huis af ry, maar dit lyk asof daar 'n hele paar mense saam gaan ry van Polokwane af vir die eerste dag. So ons sal 'n nice plek kry van ons almal om saam weg te trek. En dan gaan ek hopelik ry tot op die 22ste Januarie as alles volgens plan verloop. En dan het ek so 4 rusdae of eintlik net contingency days vir geval daar iets sou verkeerd loop. Ja. Dat ek nie al die datums vir die res van die roete waar ek oral verblyf by mense kry dat ek dit heeltemal opvoeder nie. Maar lekker, mense moet jou volg by Lamps on Wheels. LAMPS, Lamps on Wheels, en dan gaan hulle jou 10 'n bietjie ondersteun met 'n geldjie en dalk sommer saam met jou ry. Dankie vir jou moeite, Andrew. Dankie dat jy iets doen vir ander mense wat soms van ons nie eers aan dink nie. Baie dankie vir die voorreg om vanoggend hier te wees. Ek waardeer dit ongelooflik. Ja, maar mooi. Trap mooi en wees veilig. Ek sal. Daar sê dis dan Andrew.
Andrew van Sail wat die 16de Desember wegtrek uit Polokwane het om 'n verskil te maak vir kinders met kanker en ten bate van CHOC Suid-Afrika. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons 'n bietjie musiek. Ja, danstreffertjie saam met Ryk Kleinhans.